Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Levitikus 16. Hierdie is seker die belangrikste offer en wanneer ons dit lees, sien ons nie net dat dit anders gedoen word nie, maar dat die betekenis so direk wys, juis na wat Jesus Christus vir my en jou kom doen het. Hierdie hoofstuk maak my opgewonde, want wat ons sien, is iets wat jaarliks gedoen moes word, en dat sonde moontlik weer kon terugkom. Dan besef ons dat Jesus dit alles eenmalig kom doen het, vir my en jou. Die eerste paar verse wys vir ons na die heiligheid van God, en dat sonde nie in sy teenwoordigheid kan inkom nie. Aaron se 2 seuns is dood omrede hulle met verkeerde gesindheid geoffer het, en so sonde gedoen het, en God sê aan Moses, dat daar iets aan hierdie gedoen moet word. Dan word Aaron beveel om nie voor die aangesig van God in die allerheiligste in te gaan nie, nie voordat daar sekere goed gedoen word nie. Eerstens moes Aaron op 'n sekere manier aantrek, wat anderste is as al die vorige offers wat gedoen word, waarvan ons geleer het. En dan moet hy hom was en 'n buloffer vir sy sondes en sy familie sin. Dan moet daar 2 identiese ramme gebring word waarop 'n lot gegooi was. Een sou geoffer word en een sou in die wildernis ingestuur word as 'n sondebok of 'n scapegoat. Julle weet, soos wanneer iemand die blame vat vir iets wat hy nie gedoen het nie. Die eerste bok word dan geslag en die bloed word in die allerheiligste ingeneem met kole van die altaar en insens wat gebrand word, wat die allerheiligste vul met rook. Dan sou Aaron hierdie bloed sprinkel op die ark op 'n sekere manier. Hierdie sal dan vergifnis bring vir die volk. Selfde sal Aaron doen met die jong bul se bloed, sodat daar ook vergifnis vir hom sou wees. Hierdie is als goed en wel, maar daar is nog steeds sonde in die kamp in die teenwoordigheid van die volk. Juist daarom sal Aaron sy hande dan op die sondebok ook lê, wat al die sondes van die volk sal bely, en dit so oordra op die bok, wat dan in die wildernis ingelei word en losgelaat word, om skeiding te bring van sonde tussen wat nog in die volk of in die kamp was. Dink net as hierdie jaarliks en selfs nou nog gedoen moet word. Daarom is hierdie so mooi 'n heenwyse na Jesus Christus, wat die funksie van die hoëpriester en die 2 bokke kon vervul het. Eens en vir altyd. Die Hebreërs 10 vers 10 sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Want sê vers 4, want die bloed van die stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Hierdie offer word vandag nog gevier en is bekend as die belangrikste offer op die Joodse kalender. Dalk word bokke nie meer geslag nie, maar die dag word uiteengesit om heiligheid van God te erken, goed te doen aan ander en ook reg te maak met God en ander mense. Die dag staan ook bekend as die dag van versoening of Yom Kippur. Vir ons as Christene weet ons dat ons 'n hoëpriester het wat volgens Hebreërs 9 tot 11, as ons hierdie 3 hoofstukke lees, eenmalig nie met bloed van bokke nie, maar met sy eie bloed in die allerheiligste ingegaan het, waar God teenwoordig is fisies en sy bloed kom gee het, sodat ons vry kan wees van sonde. Maar nie net dit nie, hy het ook al ons sondes op hom geneem en volgens die woord van God skei hy dit so ver soos die ooste van die weste. 2 punte wat nooit by mekaar kan uitkom nie. Ons redder en hoëpriester het die prys vir ons betaal. Daarom is ons regstaande voor God. Ek sluit af met Hebreërs 10 vers 9 tot 18. En hy daarna het gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. En elke priester gaan staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetstuk of 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis.
Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond, wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir sonde nie. Dit is volbring. Al wat ons moet doen, is om te glo in Jesus Christus, en ons word deel van hierdie offer. Mooi dag vir julle.